Was nou hierdie katedertjie gesit om my te oriënteer, maar as ek dalk so staan, moet jy net vir my skree. Of as die mic nie naby genoeg is, laat weet ook. Kom ons praat, vertel ek, juffrou nou 'n guide dog grapjie nou aan enetjie vertel. Dit is 'n bietjie oor visvang, ek wil so, ons moet 'n lyn in die water hê, het ek half my tema vir die dag. Daar's 'n seentjie wat visvang in Alaska. Die rivier is gevries, is winter, nou is daai so gat in die ys, en nou is 'n ou oomie, want die gat ys langsaan wat visvang. Yes, en die seentjie wil so graag visvang, maar die oomie langsaan trek een vis uit na die ander, tweede vis, derde vis, en die seentjie kry niks. En na die vierde vis sê die seentjie vir hom, "Sir, what's the secret? Why do you catch fish and I don't?" Nompel die oom net so. Ja, sien die kind dink, jy's hierdie ou mense maar vandag is onbeskof. En 'n oomie vang nog twee visse en die seentjie sê, "Please sir, tell me the secret. Why do you catch fish and I don't?" En die oomie vat sy hand, maak hy so wol, en hy spoeg so iets uit in sy hand. Hy sê, "Boy, you must keep your worms warm." Anyway, ja, is erop. Ek is lief vir visvang, ek het groot geraak in Somerset Wes, my pa, jy kan hy foto een wys, Chris, van perlemoen, daai is in die 80's geneem, weet jy spy wat ek perlemoen geduik het, saam met my pa. Ek het broers, en my ma is Somerset Wes groot geraak, kan die fotootjie 2 ook wys, Chris, dis al my jare, van jong ouens wat hier is, ons het diensplig gehad, en ons gedoen, 2 jaar na skool, of na jy gestudeer het, moet jy al my toe gaan. Ek was in Jan Jangsfield, luitenant geword, en toe gaan ons Caprivi toe, en toe gaan ons Angola toe, 500 km in Angola in. Daai is 'n lugafweermissiel wat ek daar het. Vir die jonger ouens die geskiedenis, Namibië was Duits Wes-Afrika tot in die Eerste Wêreldoorlog, toe Suid-Afrika dit afgeneem en bestuur tot 1989 as deel van die Volkerenbond se mandaat. En in elk geval, toe is ons nou in 'n volgende oorlog betrokke in Angola. En ek gaan nou 'n bietjie vertel waar ek toe nou daar in ontploffing was. Maar ek is nou lugafweer en daar lê 'n vliegtuigwrak wat ons toe nou gaan na besoek. En meantime is daar 'n mynveld om die veld, daar so 'n geraamte in en goeters, maar is eintlik myne gelê. En die een ou tel 'n ding op daar en hy gooi dit vir my en sê dis die petrol cap. Dis eintlik die petrol cap, dit is dit teenpersoneel myn, my so groot soos daai, soos 'n petrol cap, lyk omtrent so. En dit ding ontplof toe nou. Daar lê ek op my rug, voel niks pyn nie. Dis in die dag, nou soos daar, saam met die UNITA, maar dit is vyandelike gebied, hulle MiG-vliegtuie vlieg daar in die dag, het hulle lugoormag gehad. Maar ek het geen vrees nie, ek het geen pyn nie, ek het ook geen vrees gehad nie, my vingers is af, ek het op stadium so gevoel, dan girs net die stukkies been wat so uitsteek, my tande gevoel, my tong, tande stikkend, maar ek het glad nie gevoel, ek verloor bloed, later kan ek nie meer my kop optel nie, een van die ouetjies my voete opgetel, maar nog steeds geen vrees, en dan op die tweerigting radio, die veldambulans, kom nader, en sê, daar is so 'n stroompie, en nee, hy kan nie deurkom nie, want die helikopter kan my eers na donker optel. En interessant, jare later het ek toe die ouetjie gekry wat die metaalverklikker het, wat toe 'n pad tot by my moes, hy het vir my kom kuier, oopkry, toe is daar te veel skrapnel en stukke van die vliegtuig, hulle kry te veel valsalarms met die metaalverklikker, toe hy stokkie wat hy so steek. En oral wat hy 'n landmyn kry, sit hy toiletpapier. En dan hier langs my kop, 30 cm van my kop af, is ook 'n landmyn. En so die Here was daar by my gewees en my beskerm, en daar het hulle my uitgedra met die stretcher, en soos die ou vertel, elke voet trap wat hy trap, met die volgende ou in dieselfde ding trap. En toe het hulle bloedoortapping, direk van O positief van een bloed, ek is nog by my positiewe, en vir die grootste ou daar gegee, en hy pomp, en die ou se oor lyk so, kap sy oor om, haar val hy flou. Dit werk nou na die tyd eers. En sy met die ouetjie, van 'n Bylpark, die ouetjie wat die stokkies nou so gesteek het, gee sy slaapsak, want ek kry toe koud, maak my toe, en die hele ding is vol bloed, want dis nou redelike wonde op my bors gewees. En toe wil hy sy slaapsak omruil op 'n stadium in die stoor, toe wil hulle nie vir 'n nuwe slaapsak gee nie. Ja. Maar as geseën daarna, ek het teruggekom Somerset Wes toe, 9 maande in die hospitaal in 1 mil, en dis waar mense rehabilitasie begin, en posttraumatiese stres moes ek verwerk. Die Here het dit so beskik, laat daar iemand, hulle het nooit vir my spesifiek dit gesê nie, maar daar kom toe iemand uit besoek vir die verpleegsters te vertel van posttraumatiese stres. Daar's 5 fases, wat enige iemand, of jy nou trou, of 'n geliefde aan die dood afstaan, of gestremd raak. Die 5de fase is aanvaarding, maar die eerste een is ongeloof, jy word wakker, en jy wil nie dink jy is blind nie. Tweede een is bagering, jy sê, Here asseblief, vergeef my, as ek nou my oop maak, moet ek weer
Ek sal vir jou dien vir alles en alles, vir altyd. Jy bent my net, ja, okay, dan is nog steeds blind. Die derde een en die vierde een is aggressie en depressie. Baie mense hak vas daar van die, sê maar, van die koevoete of die rekkies, is nou nog aggressie of nou nog depressie. Mense wat selfmoord pleeg is baie keer depressie. Dit is baie moeilik. Ek stel deur genade van die Here. Ook mense by die NG gemeente daar op Stellenbosch was, Somerset West nog vir my gebid, so mense weet jy het 'n veilige hawe om na terug te kom. En toe het ek begin studeer op Stellenbosch, en so vinnig 'n BA gedoen, later 'n honneurs en later 'n meestersgraad in politiek, internasionale politiek, en toe het ek my vrou ontmoet, en sal nog later 'n foto van haar sien. En ek is nou nog op Somerset West, so ek gaan so deur die praatjies dan nog so 'n bietjie meer agterkom. Geseënd met 3 baie mooi seuns. Hulle is nou 2 op hoërskool en die oudste een het nou eerste jaar op Stellenbosch begin en weer kom. Dis die agtergrond. Nou gaan ek my sê die sleutels tot geluk. Ek kom toe agter, maar ek het nog steeds happy. Nou hoe kan dit wees? Dis genade van die Here, maar daar's 'n paar goeters wat mens moet doen, en as jy in so 'n krisis is, dan forceer dit jou om 'n bietjie te dink oor die lewe en die bedoeling van die lewe. Maar jy het nou gepraat hier onder van 'n grappie, net ons nou klomp ernstig goed gepraat, kom ek gou 'n grappie vertel van 'n blinde grappie. Dit wys ook dat as jy nou laat mens gemaklik is met jou blindheid nou. Anyway, die blinde grappie, die ou sit in die bar, die blinde ou en die siende ou. Hy sê, "Wat het jy gedoen?" Nee, sê die blinde ou, "Ek het gaan valskerm spring." "Wat? Jy kan nie blind wees." "Nee," sê, "is maklik man, hulle het hierdie kabeltjie op jou rugsak en dan maak hom in die vliegtuig en dan as jy moet spring, stoot jy ou net." Sê, "O, okay." Hy sê, "Maar as jy nog afgaan, hoe weet jy wanneer jy nou gaan land?" Hy sê, "Nee, ons blinde se sintuie is so goed man. So op 200 meter dan hoor ek nou die karre daaronder." Sê, "Ja, sê nie op so 100 meter dan ryk ek die gras." Sê op 50 meter dan hoor ek die krieke. Hy sê, "Ja man, maar wanneer moet jy jou bene nou styf maak? Jy weet wanneer vir die landing." Hy sê, "O nee, dit is wanneer my gids ons se bandjie slap raak." Ek kan nie dit vertel as 'n vrou is nie gehoor as sê. Okay, sleutels tot geluk. Die eerste een is wat jou kop aangaan, jou gesindheid, jou attitude. Wat is jou, as jy onder druk is, dan slaan jy deur na wat jou natuurlike gesindheid is. In die Tweede Wêreldoorlog het ou Churchill daar gesê, kyk, die hele attitude, die hele land is onder druk, hulle moet swaar en hulle moet min kos en coupons en goed deurkom en veg en brande blus. To say we'll fight them on the beaches, we'll fight them in the sky, we'll fight them on the sea, we will never surrender. Jy weet, dit is wat die attitude daai vir die mense. In die oorlog ook Viktor Frankl, hy was die Jood wat gevang was in die konsentrasiekampe, gesit is en sleg behandel is, maar hy het in sy kop gesê, sy gesindheid, hulle kan alles van my wegvat, maar hulle kan nie my gedagtes wegvat nie. So waar sy gedagtes en dis waar my belangrik is, as Jesus in ons hart is, as ons vir Jesus aangeneem het, dan is ons 'n oorwinnaar, dan is ons nie meer 'n victim nie, dan is ons 'n victor. Dan is ons 'n oorwinnaar, nie 'n slagoffer nie. So Jesus, dis waar ons Christene anders is as al die ander, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat in ons harte is. Dit maak ons anders as enigiemand anders. So ons is oorwinnaars in Jesus, ons het daai oorwinning in ons. En dis die gesindheid. Dit beteken nie ons is vir altyd engeltjies nie. Ek raak ook kwaad vir my vrou en woorde val en sulke goed, maar dan vergewe mense weer en die gaan aan en jy sê jy's jammer, maar dis ons gesindheid. Dis die eerste een wat daarmee gepaard gaan. Die tweede sleutel vir my tot happiness is om positief te wees. Sommige net die glas is half leeg, hy is half vol. Ek probeer dit vir my seuns ook inprent om die goeie te verwag, om aan afwagting te leef van die seën van die Here, laat hy goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dis die positiewe uitgangspunt en die Here het glo ek wil hê ons moet positief wees. Ons vertrou in hom. Dis die hoop in Jesus, laat dit sal beter gaan. Ons moet ons verantwoordelikheid ook doen, ons kan doen, maar die seëning is genade van die Here. So, ons moet positief wees, ons moet dankbaar wees, 'n volgende sleutel. Ons moet ook doen wat ons hand vind om te doen. Ek gaan nou 'n paar foto's wys ook, want daar is so baie om voor dankbaar te wees. Ek kan baie goed nie doen nie, maar daar is 'n paar goeders wat ek kan doen. As jy nommer 3 wys, Chris van die Kilimanjaro, daar is nou my vrou fotootjie. So klompe jare terug het ek in sy Kilimanjaro gaan klim, 'n bietjie langer gevat as van die ander, maar ons is uiteindelik bo op die kruin gewees. Dankie nommer 4 gee Chris van die byk, dis nou my 3 kinders met visse. Die tema is 'n paar jaar terug gedoen by Ceres. Ek gesê jy moet jou
jou lyn in die water hê, as ek nou nie, ek kan nie vir my kinders regtig leer om vis te vang nie, maar as ek vir hulle die vishoek gee en 'n visstokkie, hy was 'n mooi forel wat my enetjie daar gevang het en die kleintjies. So, dan gaan jy soms so, die volgende 5 tot 10 kan jy ook wys, Chris, is jagfoto's. So ek is nou altyd lief vir jag gewees, wel, toe ek nou jonk was, ek is op 19 blind geraak, maar dan het ek nou gewere gekoop, op my vrou se naam, tweedehandse geweer, en dan, min of meer elke winter gaan ons, al hou ek net die, as een foto wat ek net die geweer vas op die bakkie, as ons nou die kalahari jag, gaan hou ek die geweer vas en hulle, en genade van die Here het hulle op elkeen in graad 3 hulle eerste bok geskiet, en graad 4 hulle eerste gemsbok. Chris, is ons nou al by nommer 10. Ok, daar, sit hom geweer vir my op 9, ek wil daai storieetjie vertel, dit is so 'n Land Cruiser, julle sê vir my as hy ook met so 3 springbokke oorhang, storieetjie van dit vertel, nou is daar by Askam, was droogte, daai was 2019, daar's droogte, yes, en ons jag, en die boer se broer kom jagte daar, so, en hy is uit daai oggend op die veld, en hy het so 'n movies geweer, 'n Magnum, 300 Magnum, en hy kry niks daai dag nie. Hy het vroeër iets gekry vorige dag, maar daai dag. En hy kom terug en hy sê vir die vrou by die huis, by die opstal, hy sê, jy kan maar hierdie slagkamer vas, jy kan maar skoonmaak, hulle gaan niks kry nie. Maar die ou was so 'n swart skaap van die familie, snaaksrige ou. Anyway, hy kry niks nie, weet, en ou kom hy, was, hierdie ouens gaan niks kry nie. Anyway, daar skiet my seuns daai in daai droogte, daar's min bokke, die geraamtes lê daar, die bokke is dood, letterlik, en hier skiet elke seun 'n springbok. En toe was daai foto neer, so na die pad, wie kom verby gery? Swart skaap. So, ja, hy het gesê, dat gaan niks kry, en hier staan ons met die 3 bokke, so ja, die Here is groter as dit. Ag, 'n paar ander kere ook, ou se 2 seuns hulle eerste koeroes geskiet het, toe skiet hulle mik vir die blad, maar hulle skiet elkeen die slagar, toe is elke bok se nekslagar afgeskiet. Met ander woorde, hulle het misgeskiet, maar die Here het dit so beskik dat hulle net daai slagar tref, want ons bid nou altyd voor ons gaan jag, so, ek wil is in klein goedjies soos daai wat die Here net sê, maar dan weet ek hier is by ons. So, okay, so die sleutels wat ek gehad het geluk het gesê, ons moet, ons gesindheid moet reg wees, ons moet positief wees, ons moet dankbaar wees, en ons moet doen wat ons hand vind om te doen, dit is, of het nou is om te gaan jag, of met 'n boot te ry, maar net die visstok vashou, wat ook al, in my se werk, wat die Here jou ook al lei, doen wat die Here vir jou gebring het om te doen, nie wat Oswald en Leon die goedjies op rekenaar sit, hierdie goeders te reël, of jy die muffins bring, wat ook al, dit is alles iets wat die Here vir jou gebring het, om te doen. Nou, die laaste sleutel wat ek weet, is om doelwitte ook te hê. Doelwitte en om drome te hê, drome en doelwitte, en om ook proaktief te wees. Jy weet, om vooruit te dink, ons, ek weet nie hoe van die jonger ouens hier is, hoe jonger jy is, hoe meer moet jy dink, with the end in mind, amper op jou graf, wat wil jy hê, waar moet jy gewees het, of wie moet jy wees, die dag wat jy dood is. Maar om doelwitte te hê, om drome te hê, en om proaktief te wees, maar dit gaan ook, doelwitte gaan saam met dissipline, jy weet, as jy nou wil hê, jy wil eendag 'n gemaklike aftrede hê, dan moet jy dissipline hê om met jou geld reg te bestuur, of om dit reg te belê, of te sê, ek gaan nou eerder 'n kleiner plekkie koop miskien, as wat ek net gaan huur, of 'n grander kar te ry, whatever doelwitte om 'n hoër bestuurspos te hê, moet jy die werk insit om miskien meer te studeer. Dit is nou groot doelwitte, maar dit kan klein doelwitte te wees, net om goed te doen aan ander, net om vriendelik te wees, want dit is iets wat ons het wat ons vir nie kan gee, net om goed te doen aan ander, om te groet, om die geringste raak te sien en 'n mooi woordjie vir daai persoon te sê. As nog een wat ek wil vertel het, om goed te doen aan ander, is ook een van die sleutels. Ek wil daarmee 'n storieetjie vertel. Wat ek gesê het, ja, jy kan net vriendelik wees, jy kan groet vir die teagle, jy kan, nou ek het 'n vriend, Hans van Laerskool af, nou Hans het 'n versigtige ou, kom ons noem dit so. Nou, ons het so vriende van Laerskool, en ek raak nou blind op 19, maar hy bly my vriend, ek het net al, meeste van my ander vriende verloor, amper almal, maar Hans is nog, en nou gaan ons 1999 Zimbabwe toe met my Opel karretjie, ek het 1300, en ons is 4 vriende wat nou met hom, tot in Manepoelo, wil ons gaan heel in die noorde op die Zambesi. Maar Hans se ma sê toe vir hom, Hans, jy moet na Don kyk. Nou, maar ek wil hy self die versigte ouetjie, maar hy, okay, nee, is reg.
Nou ry ons by die Oupa Los, kom daar met maar Topo Heuwels, dis so hier in die suidweste van Zimbabwe. Dis waar Rhodes se graf is, so op 'n granietbult, so 'n koppie. Ons klim tot op die berg en hier is hier die koperplaat hier, laai Cecil Rhodes en dit is so vol man en maan kom op die kan die son is so pers, dit lyk net pragtig. Maar toe ons daar aankom, die aand voor dit, toe is dit nog donker. Jy sien ons is bietjie verdwaal. Daar's nie heininge nie, maar die pad split en nou weet ons nie die kant toe of daai kant toe nie. En ons stop daarso en by die vensters is oop, as 'n warm winters aan en ja, maak sit hulle die liggie aan. Nou kyk hulle op die kaart. Yes, maar hier blaffe ding hier buite. Waf, maak jy nou. Hier almal skrik so, ekskuus laat so praat maar. Draai die vensters oop en ek hoor net hoe gaan die deure klik klik klik, almal sluit deure. Ek dink, hey, maar ek weet voor die tyd hier's nie groot 15, daar's nie leeu's daar nie man. Maak ek die deur oop. Klim ek uit. Oef, Hans, draai die venster op. Ton, kom terug. As daar iets met jou gebeur, gaan ek jou nie kom haal nie. En ek dan ek daar nou. Maak ek weer venster toe. Nou stap ek so al agterom die nou ek voel so in die kar, stap tot daar by die remlig daar agter. Nou hoor ek gaan die deur oop. Ton, ek sê vir jou, as daar iets met jou gebeur, gaan ek jou nie kom haal nie. En ek gaan die deur jou toe. Nou. Okay, grap is grap, ek klim terug, maar okay, nou die hele vakansie verder word dan nou gespot as mens slags so iets wat jy uitspreek dalk ook gaan gebeur. Dan as iets gebeur, gaan ek jou kom haal nie. Ons is toe later op die Kariba ferry daar van die waterval af hele 280 km met hierdie volmaan. Sit ons daar op die dek en nou vertel hy ouens stories van mannepoele want ons gaan hoe gevaarlik die olifante is. Dat so wydspeen oor jou kar staan laat hy sy immobilizer liggie dooddruk en die olifant het op die einde so oor ons tent gestaan en takke afskeer laat die splinters op die dak van die tent val maar anyway nou kom ons daar in mannepoele en yes, nou, maar jy mag oral rondloop, daar's nie heininge nie, ook nie om die kampe, jy hoef nie 'n guide te hê nie, jy kan as jy wil, maar ons nou net op tente opgeslaan en hier lê die Zambesi rivier, Zambië is daar oorkant. En ons dink, okay, nou gaan ons verken net sulke regte ou voortrekkertjies. Ja, ons stap af daar na die riete toe, die kant toe, daai kant nie, okay, die kant. Met op stap ons so in 'n jy kan maar sê 'n seekoei paadjie tussen die riete deur. En ja, hier kom 'n buffel. Hier staan 'n buffel, so ou buffel. Jy kan die foto opsit van die buffel, Chris. En die buffel staan en kyk vir ons. Nou sê Hans, die bang ou, hey, ritereer, ek sien nie, staan stil. Een sê, ek wil 'n foto neem, neem my nou daai foto. Sien jy daai voël so op sy rug, die ryer. Yes, en ek so, maar nou is ons nog nie gestres of iets nie, jy weet, dit is nou in elk geval, ek het al jagverhale gelees, ek moes geweet dat jy moenie 'n dier vaskeer nie. In elk geval, plaas ons gaan terug, ons stap net so draai om hom, en ons het net so begin stap, ons gaan nou verder aan, hier sê een met die kamera, dit is goed, daai buffel het 'n voël op sy rug, anders kan ek hom nie meer sien nie. Ja, en toe kry ek so hoendervleis, en besef ek, hierdie riete is baie digter, as wat ek gedink het. En toe hy daai woorde gesê het, toe stap ons in die tweede buffel vas. Ja. En hy dink, maak net so 5 tree nader as wat jy en my is, maak hy buffel, en hy kom, ne? Ek hoor net kadoef, en Hans los my net daar so, en hy hardloop, hy het daardie tyd gesê, hy trap so, en hy trap so, en ek hoor die ding, kom sy effens in die kant, en ek duik so die kant, en ek hoor hom, kadoef, en ja, sê, en almal los my net daar so, en toe Hans hardloop, na die tyd sê hy vir my, wat toe gebeur het, ja, sien, ek spring op, man, nou kan ek nie meer die dier hoor nie, so nou weet ek, hy kan my gaff, as hy terugkom, ek kan nie hoor nie, want ons is so op die rand van die riete, en hier hoor ek 'n stemmetjie, Ton, en hier sit Hans en roep op uit die kawaal, ja, wat gesê het, hy gaan met die kawaal hier, alle twee ons kan, hier gryp hy my hand, nou hardloop ons, yes, maar dit voel so stadige aksie, maar dit hardloop so, obviously, maar dit gaan alles so stadig, het vir my so die Vietnam flieks, waar die ouens so in stadige aksie so hol na die helikopter toe deur die rice paddy. Anyway, maar Hansie, hier is 'n sloot voor my, hy kan nie vir my sê nie, yes, en dan val ek in die sloot, en jy ou trek my, of nou hol as weer, en by die tyd het die mense in die kamp nou agterkom, hier na bo op die wal, nou skree hulle, run, nou, asof ons nou nie hardloop nie. Hulle maak ons meer bang as iets anders. Anyway, en hy sê, die ou wat voorgestap het, ons vriend is Dylan, hy sê Hans, want Hans het toe uit die oog van sy, toe hy nou so sidestep gesien, die buffel skep toe vir Dylan, en hy gooi hom, hy riete is langer as wat ek is, toe trek Dylan so vloep, soos 'n lap op kop oor stert, oor die riete, so hy ding omgooi, en toe, nou skree ran, ek dink net my mis, of hy sê, hy het vir Dylan, ek dink, hy het nie vir my nie, en ek hol, yes, en ons terug daar sê, nee, hy is so bleek, en toe kom al die stories nou uit, nee, as jy al die selfde riete, sê die wildbewaarder vir ons, nou nie lachie, maar die vorige jaar het honeymoon couple daar so, toe maak die buffel die meisie dood van die honeymoon couple. En die ander vertel weer van die boer in Zimbabwe wat uitkom,
Sy vrou gaan uit die aand op die werk, toe trap die buffel haar dood, toe gaan hy uit, toe trap die buffel hom dood. Maar ons het so visie op die kar gehad, so 'n Christen visie, toe sê hy, you Christians? Toe sê hy, yes, toe sê hy, that is why your friend wasn't killed by the buffalo. Daai Dylan het vandag nog 'n litteken hier op sy hamstring agter sy been, want die buffel het hom getref met die stompkant van sy horing, en sy vel het oopgebars van die impak, nie die skerp kant, die stompkant, en sy vel het oopgebars het hom. So, en laat hy nie teruggekom het en hom getrap het nie, of aan my getrap het nie. So, wat ek nog gesê het, mens moet goed doen vir jou vriende en vir ander mense. Ek sê nie, jy moet nou so ver gaan, om in die aangesig van nou stormende buffel jou vriend te gaan uitsleep nie, maar jy kan maar vriendelik wees met mense. So, dis my storie van al die sleutels tot geluk, is om positief te wees, om dankbaar te wees, om proaktief te wees, om vir ander mense goed te doen, en jou eie drome, en doelwitte te stel, en proaktief en dissipline moet dit hê, maar alles kan ons niks doen nie, dis net genade van die Here waar ons uitkom. Maar ek het gesê, ons moet 'n vislyntjie in die water, en dis waarmee ek nou gaan afsluit. Ons almal is in 'n lewensbootjie, ons vaar hierdie af van die stroom, en ons weet nie wat om die volgende draai is nie, daar's rotse, daar's storms wat kom, as ek nou baie vis gevang, as kind, as vrot aas, dit stink, is nie altyd lekker nie, en ander mense lyk so lekker op die wal, en nou sit jy hier so en jy spat nat en jy kry koud, maar ons het verantwoordelikheid, die Here het ons hier geplaas in die wêreld, die see is om ons is die wêreld, en is nie 'n gelowige wêreld nie, maar ons moet vaar ons bootjie so goed ons kan. Partykeer kom ons by mekaar soos hierdie wat julle vanoggend en ons hier by mekaar is, dan so ons almal in een bootjie, in 'n geloofsbootjie saam, en hiervan gaan ons weer op ons eie paaie, en dan stuur ons bootjie so goed ons gaan, maar terwyl ons so vaar, moet ons vishoekie in die lyn hê, ons vislyn, dis ons drome, dis ons doelwitte. As jy nie doelwitte het nie, as jy nie 'n lyn in die water het nie, dan gaan jy nie daai groot vis kan vang nie. Ek gaan hierdie storie vertel, was in Betty's Bay in die 80s, ek is al blind, maar my pa is afgetree daar, hy het so 'n skyk met 'n 15 perde krag. En hy sê, maar die geelbek is daar nou. Die geelbek is 'n groot vis wat in die somer kom daar. Hy lyk soos 'n kabeljou. Hy jag die klein vis. My pa sê, ja, daar is die masbankers is daar en die klein groot die ouens vang. Ja, sê, ek gaan nou woon in Somerset West, maar die naweek gaan ek so intoe, ons gaan Saterdag nou uit. Maar Vrydag was daar meer niks vis hier, vis het geskuif. En ons gaan daar by die pikkewyne in, waar die pikkewyne op Stony Point is, en ons tot daar voor Disa Kloof, vir die wat Betty's Bay ken. En ek gooi die anker in, en laat skiet hom 'n bietjie maak vas, en ons sit lyne aan, so 'n handlyn met 'n groot hoek, so lyk soos 'n potlood wat gebuig is, so 'n groot hoek met 'n hele sardyn of halwe sardyn. Ek hou so vas met die hand, en yes, maar daar's niks. Daar sit later klein visies, pik, en die aas af. Ek trek dit, ek rol dit so met my twee arms op, lig op, as ek die sinker hoor klik, en dan tel ek in, my pa, ja, aas is af, sit nie weer aan, gooi in, pik, ja, 3 keer, en hy sê, nee, hier is nou die groot visie, ons vang maar die kleintjies, en hy gee vir my 'n dun handlyntjie, klein 2 hoekies, klein aasies, laat sak, trek 'n bietjie op, ek sê pik, ja, trek op, ek rol op, as 'n 2 masbankers sommer gelyk. Gooi weer in, nog, hier by die 3de, 4de keer trek ek dit op, maar ek weet nie wat, en die goed raak verstrengel, en dit is net een hengsa kraaines. My pa sê nee, hy sal dit losmaak. Ek sê nee, gee my die groot lyn, sit 'n lewendige aas aan, ek wil groot vis vang. En hy vat 'n lewendige masbanker, en hy sny sy stert so 'n bietjie kleiner, en hy hak hom met die hoek deur sy rug, en hy maak dit so. Visie maak nie lekker nie. En ek gooi hom in, nou sak hy af, nou hou ek hom daar so, maar ten minste eet hulle nie die aas af, hy swem, spartel daar, maar groot visse tel daai trilling op, maar my pa vang nog aan, en ja, sien later is 'n bietjie groter vis, eetvisse, hotties wat toe deurkom, en hy vang so 3, en ek dink by myself, vang nou nog 1 van die eetbare visse, en dan gaan ek ook nou maar weer omruil met die vis, ja, maar het raak so stil, jy weet hoe die groot vis deurkom. Daai volgende oomblik ruk hy ding aan my, ja, yes, maar ek het op die hand nou so my lyn vasgegaan, die handlyn, en ek stroop dit so af, en hy lyn hardloop so uit, rol hy lyn, is redelike diep water, so ek kan hom nou baie skiet gee. Vorige dag in die kerk, dan hoor ek nog in my, hoor nie wat die dominee sê, en ek hoor net so, dus is die lyn weg. Anyway, nou voel ek, waar is die lyn, want jy moet nou spanning sit op die lyn, want die vis skit sy kop, en dan kan hy die hoek uitskit. Nou voel ek het, yes, hy's aan, dan bring ek hy vis so nader, trek, maar as hy die boot sien, dan swaai hy so gat om, en dan gee ek weer lyn, en hy's nog op die tol op my voete, spin uit, dan gat hy net nog, dan bring ek hom weer so, yes, en nou so die 3de, 4de keer, nou voel ek hy raak moeg, my pa sit nou agter by die engine, ons kyk vir mekaar, hy staan uit 'n gaff, so 'n stok met so 'n hak vooraan, en ek voel, die vis kom so, hy lig so uit die water, die van die anker af, tot die, by my pa hier agter, maar my pa is nou al 70, en hy gaff hy ding, en toe hom so inkap, dan los ek die lyn, want ek wil nie die kant toe trek, hy trek daai kant toe nie.
Yes, man, hy vis is die hoenie, hy maak so met sy stert en hy ruk die gaff uit my pa se hand uit. Daar gaan hy. O ja, maar ek het gebid daai tyd, né? Ek het gebid hy moet let hierdie vis asseblief, Here. En my pa het op 'n stadium gesê nee. Oor ek sê toe op 'n stadium vir my ek dink is 'n haai. Hy sê nee, hy is vis, ek moet hom bespeel. Anyway, weer in uit is die boot skrik aan mekaar vir die boot en hol hy weer weg. Hier bring ek weer die vis en toe hy so oplig, toe steek hy gaff so uit die water uit soos 'n Moby Dick se harpoen so bo die water. Maar hy's aan die ander kant, my pa kan nie bykom en hy maak sy kiewe so oop en my pa druk sy vingers hier onder sy kiewe in en hy lig hom in en daai boot val. Ag, hy vis val so in die boot. Boef. En ek sê, dankie Here. Jy kan my daai visse wys, want ek gooi toe weer 'n ander lewendige asie aan. En daai is toe die enigste 2 geelbekke vir die dag. Lyk soos 'n ja, geelbek, ja, like, sy bek is geeler as 'n kabeljou aan die binnekant, hy's 'n bietjie skraler, as jy mooi kyk, sy onderkakebeen is langer as die bokak, dis 'n geelbek, kabeljou is andersom. Maar die bottom line is, die moral of the story is, ons vaar ons lewensbootjie so goed ons kan, ons moet ons vishoeke in die water hou, ons moet nog steeds ons drome hê, ons goed wat ons nastreef, as ons gaan probeer, as ons nie mik vir iets nie, gaan ons ook nie daar kom nie. Maar ons is nie alleen nie, ons moet ook uitreik na ander mense, en vir hulle visvanggeleenthede gee, en vir hulle geleenthede gee, om hulle drome te verwesenlik. Maar dit alles is net genade van die Here. As ons nie daai vrede het, daai attitude as oorwinnaars nie, dan beteken dit niks. Dan kan ons maar wie ook al wees, die rykste op aarde, as hy nie die Here het nie, dan het hy niks. En as hy miskien depressie, hy weet nie wie sy vriende is nie, hy het nie liefde nie. So ons is so groot voorreg. Al is ek gestremd, as ek nog steeds geseënd, en ek sê dankie Here vir alles. Dis my boodskap. Die goed wat jy leer het, op dit jy baie positief. Maar geef ons 'n bietjie van 'n kykie in die volksgeskiedenis. Ja. Kyk, wat ek nou gesê, die een ding is die posttraumatiese stres, of jy nou 'n egskeiding het, of jy 'n pa of 'n kind of iemand in die dood af gestaan het, jy gaan deur daai fases, as ek dit weer herhaal, is ongeloof. Tweede is bargaining met die Here, dan aggressie, depressie, en dan aanvaarding. Maar aanvaarding beteken nie, jy's vir altyd nou happy chappy nie. Wat ek gesê het, partykeer sit ek en my vrou vas, of ek raak kwaad, ek raak gefrustreerd, en my Sondag weer, ek is kwaad, en ek sê goeie, sê, binne 'n huwelik, as ek nou daaroor kan praat, is seker goed, mens kan kwaad raak en lelik maak, maar ons praat nooit oor skei nie, dit sal een ding wees, alhoewel ek het dit al vir haar gesê, gaan sê die prokureur. Nee, maar dis wat ek sê, my ma het een keer kwaad gewees, my pa het vat sy die pistool en sy wys vir hom so. Toe sê sy, nee, jylle Betty, jy kan dit doen nie. En dan seker reëls as jy verklein wat jy dan nie wat oorsteek het. Maar ek dink, mens moet net, omdat die Here my se hart is, dan weet jy, dit is verkeerd, en dan vra jy jammer, maar om ook nie jaloers te wees nie, en om vir jou kinders die beste te gee, en doelwitte, en op gebalanseerd te wees. Ons was nou pas naweek, daai fotootjie wat nou uitgegaan het, wat ek so by 'n boot-engine sit, is nou laas naweek, pas naweek geneem, daar by Veldrif op die Bergrivier, wat ons gaan visvang het. So dis moeite, maar mens voor die tyd die papalaan, jou bootjie het ook gestink en dit, of wel nie regtig nie, maar ons vang nie noodwendig die grootste visse nie, maar mens kom bietjie in 'n ander omgewing. Maar daar is challenges by die werk, my vrou werk by Medikliniek hoofkantoor, die julle is almal in besighede, so julle ken daai frustrasies, maar onthou net, ons het die oorwinning in die Here, maar ook, toe ek nou blind is, toe het ek gedink, daar in my worsteling, daai 9 man in die hospitaal, is dit nou ek wat gestraf word, of hoekom het ek nou blind geraak van die Here? Dan kom my vraag op, toe kom maar dominee in, hy het dink ek die verkeerde antwoord vir my gegee, hy het so slap armpie. Hy het 'n motorfiets gereis, jongman, toe crash hy daar, het aan met iets en hy flip oor die handlebar, maar sy ene hand hou nog vas aan die stuur, en hy ruk toe al sy ligamente af van sy skouers, en nou het hy hierdie slap armpie. Hy vertel toe vir my storie wat my gehelp het daai tyd, hy sê toe, hy sê jong dominee Vrystaat, en die tannies, die moeders, wat ook al reël nou vir my tee, en almal staan nou aan 'n tuin, hier kom dominee met 'n kortbroek aan, jy weet, die tannie se oor, ek net so groot, want dominee moenie 'n kortbroek dra nie, en die een tannie kom so na hom toe opgestap, en sy kyk so op sy arm, en hy kyk so op na sy oë, en sy kyk na sy arm, sy kyk weer om met die oë, sy sê, dominee moes dan vreeslik gesondig het, dat die Here jou so gestraf het,
Dit sê, dit sy boodskap vir my te sê, die Here straf ons nie, want as ons gestraf word, is almal dood. Maar dis nie heeltemal waar nie, ek dink die Here tugtig tog. Ek sê nie, ek was toe getuigtig toe om so te wees nie, maar die punt is wat ek wil sê, ons moet ook vir ons self afvra, is ons binne die wil van die Here? As dit swaar gaan, is ons binne die wil van die Here? Dit is moeilik om vir my om te sê, maar die antwoord is, vra vir Jesus, vra vir die Here. Dit gaan nou swaar, maar hoekom, is daar iets wat ek moet verander, is daar iets wat ek anders moet doen, of moet bely, maar ons word ook, gaan ook deur vuur om gelouter te word, so die Here gebruik alles ten goeie, hoe swaar dit ook al gaan, die Here laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het, dit is 'n groot belofte, so maak nie saak, al word ek getuigtig, of al is dit maar nou net iets wat oor my pad gekom het, want die duiwel is los daar buite, die Here sal dit ten goeie laat meewerk, maak nie saak in wat se posisie jy is nie, die Here sal dit ten goeie laat uitwerk, hou net vas, en vra vir hom of jy binne sy wil is.